Dan braaien. Je gaat dan gewoon terug op het bubbel, dat soort dingen. Klopt wat ons doen. Ja. Is het om uit bind daar? Ons is hier by die Propatria fees, hier by die Voortrekker Monument en ek gesels met generaal Lawrence Smith. Is ek reg as ek sê Smith met 'n TH? Dis met 'n TH, maar die Afrikaanse uitspraak is Smit. Smith. As hy generaal, dit is altyd lekker om hier by die Propatria fees te wees. Dis nou julle hoeveelste jaar wat julle nou hierdie ding aanbied? Dis die 5de jaar wat ons dit aanbied, wat ons die voorreg het om dit aan te bied. En ek moet sê, ons het van krag tot krag gegaan. Van 40 stalletjies in 2022 en hierdie jaar het ons 161 stalletjies. En dit sluit 'n wye spektrum van aktiwiteite en goedere wat hierso verkoop word. 40 van die stalletjies behoort aan militêre veterane organisasies wat hulle memorabilia verkoop aan hulle lede by 'n geleentheid soos hierdie. En dan het ons 'n klomp boekbekendstellings wat ons vandag doen. Wat ons bevoorreg is om te doen. Dit is regtig 'n goeie geleentheid om dit te doen. Dis alles oor militêre onderwerpe. En dan het ons begin beweeg in 'n rigting waar ons iets vir die ma's en die vrouens aanbied en vir die kinders sodat almal dit is 'n familiefees kan kom bywoon. En uit die aard van die saak, die pa's sien al die memorabilia van hulle eenhede waarna hulle gedien het en hulle kan so 'n bietjie hulle kinders vat en vertel, luister, dit is by hierdie eenheid wat ek was en dit is waar my bande lê en dit is wat ek gedoen het. Dis wonderlik om te hoor dat jy sê dit groei, want mense sal net dink die veterane, weet jy, met rede hulle nou veterane is hulle nou aan die uitdun kant. Maar die belangrike ding is dat die stories moet vertel word. Want ek bedoel, dit is op die ouende wat gaan oorbly. Dis die nalatenskap wat hierdie veterane eintlik vir ons vir die kinders en vir die jeug kan vertel. Wat het hulle gedoen in hulle era? Die doel van die museum is om seker te maak dat die erfenis wat ons nalaat, dat dit bewaar kan word en dat ons ook 'n platform kan skep vir die ouens wat gedien het in spesifiek in die Bosoorlog, want dit is die tema van die museum, sodat hulle kinders soontoe kan bring en sê, luister, hierso het ek my diens gedoen, dit is wat ek gedoen het, dis die goeders wat ons gebruik het, en dit is die geskiedenis wat verloop het, dis hoe dit verloop het, dis hoe die oorlog gegaan het. So dit is vir ons baie belangrik, want so gee ons erkenning aan die militêre veterane, almal wat gedien het. En ons gee nie net erkenning aan die wat fisies aan die skerpkant beklei het nie, want vir elke een persoon wat aan die skerpkant beklei, is daar 7 persone agtertoe wat hom ondersteun. Van die ou wat sy geld vir hom uitwerk hierso in Pretoria. Generaal, praat gou met ons, vertel vir die mense wat gebeur hierso. Goed, hierdie is die Irish Pipe Band wat net vir ons 'n vertoning lewer hierso in die hoofgang af. En soos julle kan sien, en reg agter hulle het ons die medieval reenactors. Ek weet nie wat die mooi Afrikaanse naam vir reenactors nie, maar julle sal sien, hulle stap agterna en is 'n interessante klompie by mekaar. Ja, wat 'n pragtige mooi gesig is dit om hierdie manne hier te sien verby. Ek wil sê masseer so op die maat van die musiek. Natuurlik moes ons 'n bietjie afsny want ons 'n bietjie hard op die ore. Hulle klink mooi. Hulle is nee, dis inderdaad so. En kyk, daar's niks soos 'n doedelsak wat 'n soldaat se hart raak nie. Absoluut. Kom ons hulle inkry op 'n jaarlikse basis om met ons bietjie vir ons te kom musiek maak hier so in die gees te skep. Ons skep hier lekker militêre atmosfeer. Ja. Dit inspireer die mense. En ja, dit maak dit net 'n lekker atmosfeer hierso heers. Vertel eens 'n bietjie vir ons jonger kinders wat dalk hierna kyk. Gee gou vir ons so 'n paar van jy het nou gepraat van vir elke ou wat voor in die skerpkant is, daar 7 ouens agter hom wat help. Gee gou vir ons 'n idee van al die verskillende afdelings wat daar is wat byvoorbeeld die werk gee, net so oorhoop. Die gevegsdienste is hoofsaaklik die infantry en die panser gewees. Dan het ons die verkenningsmagte gehad wat hoofsaaklik in die lyne agter in Angola geopereer het.
En dan het ons jou gevegsondersteuners, byvoorbeeld die artillerie, ons het die genie, die inligtingsouens, die lugafweer, en dan sit ons met die ondersteuners wat die logistici is, die hoe sal ons sê, die loggies. Ons het die ouens wat die personeel dinge hanteer, al die sake, personeelouens werk uit, wat se geld moet jy kry, die finansiële ouens gaan trek het by die bank en sorg dat dit in jou bankrekening kom. En dan het ons ook die TDK, wat uit die aard van die saak die voertuie herstel het en die wapens. Want as jy nie wapens het nie, dan kan jy nie beklei nie. As die logistici nie, die ammunisie en die rantsoene en die water en die olie vorentoe stoot nie, dan kan jy nie jou oorlog beklei nie. So, almal speel 'n rol en dit is belangrik dat almal daai erkenning kry vir dit wat hulle gedoen het. Wat noem hulle nou hier? Ek sien nou die ouens loop hier so en praat hulle van die tiffies en die wat sê al die name, byname wat hulle het? Wel, die tiffies is die TDK, dis nou die werktuigkundiges. So jy het 'n motorbike tiffie gekry en jy het 'n gun tiffie gekry. So, daar's 'n nuwe boek wat nou deur Dr. Kriek van der Merwe geskryf word oor bostaal. Wat ons gaan dit later vanjaar gaan ons dit bekendstel. En al hierdie termes is gebruikstermes gewees wat hulle in die militêre gehad het. Byvoorbeeld die artillerie is die kanondonkies genoem. Die infanteriste het bekend gestaan as bokkoppe, want op hulle berei was die springbok gewees. Ek sal maar liewer nie sê wat hulle van die panserhouers gesê het nie. Nee, is baie interessant hoe die name so uitkom, maar jy sê daar is nou 'n boek wat dit het. Daar's 'n bostaalboek van Dr. Kriek van der Merwe, wat ons in samewerking met die FHK hierso in die monument gaan help die Propatria Museum en die FHK om hierdie boek uit te gee en ons gaan hom daar vanaf Voorskanskop uit die museum uit bemark ook. Generaal, 'n laaste woord vir ons kykers, veral die veterane wat kyk, manne wat oud is, manne wat in ouete huise sit, wat nie hier kan wees nie, maar wat eintlik in hulle harte begeer hulle om hier te wees. So 'n laaste woord vir hulle. Wel, ek wil net sê veral hierdie bejaarde manne, 'n soldaat word regtig nooit oud nie. Jou liggaam laat jou net minder dinge toe om te doen. Maar daai kameraderie wat jy ervaar het terwyl jy diens gedoen het, daai kameraderie verdwyn nooit nie. En dis hoekom dit vandag so 'n lekker dag is, so lewendig, almal praat met mekaar en ek dink daai kameraderie hou aan bestaan selfs in ouete huise. En ek wil sê vir almal baie dankie vir julle diens, want die feit van die saak is net ons het baie bereik in die tyd wat ons gedien het en baie van daardie uitkomste het nie net die land se geskiedenis verander nie, dit het die wêreldgeskiedenis ook verander. So baie dankie vir almal se bydrae. Baie dankie, dit was generaal Lawrence Smit hier by die Propatria fees. Hy is die voorsitter van die Propatria Museum. Dit is natuurlik ook so dat elke jaar as jy hiernatoe kom, dan mis jy sekere mense wat jy in die verlede hier gesien het. Mense wat ouer word, wat nie meer so beweeglik is nie, wat nog graag hier sou wou wees. En dit sou goed wees as deur 'n program soos hierdie weer die herinnering teruggevoer kan word na hulle toe. Waar hulle is, in die aftreeoorde, die ouete huise of net by huise. Ek dink ook hulle sal die voordeel van die hernieude kontak kan beleef as hulle kan sien wat vandag hier gebeur. Ons het in 1970 het Jan Breitenbach magtiging gekry om 'n spesmagte groep te stig. Jy sal sien, jy moet onthou dat in die Boereoorlog is daar 350.000 perde dood. Ek praat nie eens van die Eerste Wêreldoorlog nie. 31 Mei is dit die jaarlikse herdenkdiens hier by ons muur van SAW muur van herinnering. En is interessant hoe ons elke jaar 'n naam bysit. Soos hierdie naam kom maar weer 'n naam by van 'n man van 1980. Bosoorlog is 'n komplekse oorlog. Dit is moeilik om te manoeuvreer. Ons weermag se sterkpunt was om
met mobiliteit te werk. So ons sterkpunt was mobiliteit. Ek was 'n sekuriteitskeuringsveldwerker en ek het voor die hele Suidwes gewerk, van Windhoek tot Katima en van Katima tot in die weste by Kamanjap. En as julle nou wil weet hoe dit gedoen word, hoe maak mens? So maak mens. By wie doen ons dit? By Boer Media. Nie Moer Media nie, dis die moerkoffie van sy vrou. By Boer Media. Gegroet julle.